As julle julle Bybel saam met my wil oopmaak, ons gaan dit oopmaak by Matteus 6, die skrifgedeelte waarby ons die hele week stil gestaan het hier in Pinkstertyd. Ons gaan lees vanaf vers 7. Ons tema die afgelope tyd was die Onse Vader gebed as 'n leefwyse. En ons spesifieke tema vir oggend, wel ons het gevra die hele week, hoe leef ek die Onse Vader gebed? Hoe help die gebed my in my lewe saam met God? En dan spesifiek dan vanoggend die vraag, hoe leef ek hierdie Onse Vader gebed, spesifiek die bede, laat U wil geskied, die derde U bede, laat U wil geskied. Voordat ons dit gaan saam lees, kom ons bid net eers weer saam. Here God, in U oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en heiligheid opgesluit. Ons kom bid, laat die deugde van 'n Christelike karakter tog in my siel vorm aanneem, deur my voortdurende gemeenskap met U. Kom skenk dit asseblief aan my deur U Heilige Gees, die geskenk van 'n dankbare en tevrede hart, die geskenk om geduldig op U vrede te wag en U onmiddellik te gehoorsaam as U my roep. Die geskenk om moedig deur lyding of gevaar te gaan. Die geskenk om swaar kry te verduur omdat ons vir U lewe, Here. Die geskenk om onbevrees op te staan vir wat reg is. Die geskenk van selfdissipline, van eerlikheid teen elke prys. Die geskenk om ander te behandel soos ek behandel wil word. Die geskenk van sagmoedigheid, sodat ek ander nie te gou sal oordeel nie. Die geskenk van beheersheid, sodat ek nie te gou sal praat nie. Die geskenk van vergifnis teenoor almal wat my verontreg het. Die geskenk van begrip vir hulle wat swakker is. En die geskenk van verlange dat U hierdie gebed sal verhoor. Liefdevolle Here God, ons stel ons oop vir U werking in ons lewe. U het ons gemaak om vreugdegevulde lewens te hê. Kom wys ons die kreatiewe krag van hoop. Leer ons dat vrede kom van reg lewe. En kom vul ons met 'n soort vreugde wat nie in toom gehou kan word nie, maar moet oorloop sodat dit gedeel moet word. Kom berei asseblief ons lewens voor om deur U verander te word, sodat ons mag loop in die lig van Jesus Christus. Amen. Matteus 6 vanaf vers 7. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons fokus-teks vers 10, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is opvallend dat Jesus, wanneer ons nou hierdie teksgedeelte lees, wanneer hy in sy lering oor gebed eers begin deur vir sy disippels te sê hoe 'n mens nie moet bid nie. Ons kry eers so half 'n kritiese waarskuwing hier in verse 5 tot 8 dat 'n mens verkeerd kan bid. Gebed is nie gebed as dit nie alleen tot God gerig word en alleen om sy eer gaan nie. Sy naam moet verhef, geheilig word. Daarom, ons Vader, laat U naam geheilig word. En gebed wat uit en uit op God se wil ingestel is 'n gebed wat oor God en sy eer handel. Die Onse Vader wil ons ook hiermee help. Ek het dit die week aangehaal, Frank Laubach, sy opmerking oor die Onse Vader gebed wat baie betekenisvol is in hierdie verband. Hy herinner ons dat ons, wanneer ons hierdie gebed bid, nie eintlik vir God iets kom vra nie,
nou, toe spits my ore, maar ons vra tog. Nee, sê hy, eintlik vra ons nie vir God iets wanneer ons hierdie gebed bid nie. Want die Vader, dit is mos wat vers 8 ook sê, die Vader weet nog wat ons nodig het voordat ons dit gaan vra. So wat ons eintlik kom doen is, ons kom bied onsself aan eintlik in hierdie gebed. Ons kom meld aan. Hy sê, people think they are asking God for something. They are not. They are offering God something. The Lord's Prayer is not intercession. It is enlistment. Soos 'n soldaat wat aanmeld vir diens, wat homself kom aanteken vir diens. Ons het ook vir mekaar die afgelope week gesê, dis nou nie asof die disippels nie geweet het hoe om te bid nie, toe hulle vir Jesus vra om hulle te leer nie. Die Joodse disippels het 'n baie ryk gebedskultuur gehad. Hulle was goeie bidders. Hulle het baie gebede gehad. En hulle het goed en gedissiplineerd gebid. Hulle versoek, leer ons bid, was eintlik dis 'n versoek om hulle te leer leef soos Jesus. Om te kan aanmeld vir die koninkryk van die hemele. Ek het 'n paar geleerdes aangehaal, ook die geleerde teoloog Helmut Thielicke, Duitse teoloog, wat herinner dat die Onse Vader gebed eintlik maar alleen gebid kan word tot eer van God, wanneer jy dit teen jouself bid. Dis eintlik 'n gebed teen jouself. As jy jou eie eer en verheerliking prys gee vir die God, as jy jou eie koninkryk laat vaar en teen jou eie selfsug inpleit, laat u koninkryk kom, en as jy jou eie wil ondergeskik stel aan die van God, en sy wil jou wil maak. So word die Onse Vader gebed dan eintlik 'n gebed van verootmoediging. Ek kom maak myself klein voor die Here. Ek kom vra dat hy my lewe sal suiwer, sodat dit soos die van Jesus kan wees. En op hierdie manier word die leer ons bid 'n versoek tot leer ons leef soos u, Here. Leer ons leef soos u. Nou, hoe kan ons aanmeld met hierdie spesifieke bede? Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hoe kan ons dit leef? Hoe moet ons dit verstaan? Op watter wyse kan ons dit eien as 'n leefstyl? Nou, volgens die Nuwe Testamentiese teoloog Joachim Jeremias, wat ek ook al 'n paar keer aangehaal het hierdie week, in verband met sy verstaan van die Onse Vader, was die disippels se versoek, volgens Lukas, dat Jesus hulle moes leer bid soos Johannes sy disippels geleer het. Hulle het nou vir Johannes dopgehou en die manier waarop hy sy disippels leer bid, nou kom hulle na Jesus en sê, leer ons ook bid soos Johannes sy disippels geleer het. Met ander woorde, dat Jesus hulle 'n gebed moes leer wat sy volgelinge sou kenmerk, sou karakteriseer as 'n gemeenskap van verlossing. As mense hierdie gebed hoor, dan sê hulle, o ja, julle is volgelinge van Jesus. Kyk, dit is ook julle lewe. Nee. Dit is hoe Christene leef. Dit is hoe hulle karakter moet wees as volgelinge van Jesus. Hierdie is typerend van hulle leefstyl as volgelinge van Jesus. Daarom het die kerkvader Tertullianus het hierdie gebed beskryf as die Breviarium Totius Evangelii. Dis 'n samevatting, sê hy, 'n opsomming van die evangelie, die hele evangelie. Dit bied as ware aan ons so beskryf hy dit 'n kaleidoskopiese uitsig oor Jesus se hele bediening en sy boodskap. In die eerste 3 bedes gaan dit dan oor die naam, die koninkryk en die wil van God. En ook die plasing van en die spesifieke vorm van die werkwoord. Ek gee nou sommer net so 'n bietjie hersiening, so die taalles van die afgelope week, nê. Julle sal sien, dit is 'n passiewe vorm van die werkwoord. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Hierdie spesifieke vorm van die werkwoord beklemtoon dat die handeling van God verwag word. Hy is die een wat die werk doen, die agent van die werkwoord. Hoewel die bidder se aktiwiteit nie uitgeskakel is nie. En dit word nou vir ons bevestig deur die laaste gedeelte van ons fokus-teks, vers 10 ook, wat lui, soos in die hemel, so ook op die aarde. En natuurlik hierdie laaste uitdrukking hoort natuurlik ook nie net by die laaste bede nie, maar dit hoort eintlik by al twee die vorige bedes. Dit sou van albei al drie gesê kan word. Laat die naam geheilig word, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat die koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek sal nou ietsie verder sê oor hierdie uitdrukking.
Ek wil nou so 'n paar kantaantekeninge, notas maak, wanneer ons dink oor hierdie bede as 'n bede wat ons kan eien as 'n leefstyl, as 'n manier van Jesus volg. Die eerste opmerking is, hierdie gebed begin by oorgawe, myself oorgee. Voordat dit 'n daad is dit 'n gesindheid. Jesus leer sy disippels, my disippelskap gaan nie daaroor om God my wil te laat doen nie, aan my versoeke te voldoen nie, maar om myself beskikbaar te stel vir sy wil. En verwant aan die versoek in 'n Joodse gebed, ons het nou vir mekaar ook gesê die week, mense moet nou rekening hou daarmee, dat Jesus en sy disippels hierdie gebed in Aramees, of in hulle moedertaal Hebreëus, Aramees gebid het. En as 'n mens nou dit letterlik gaan vertaal in Hebreëus, dan kom 'n mens ook 'n paar interessante dinge agter. En verwant aan 'n versoek in 'n Joodse gebed om God se wil te ken, was onmiddellik die verstaan dat sy wil iets is waaraan jy jou onderwerp. Jy vra nie net om God se wil te ken nie, dis geïmpliseer dat jy jouself dan ook daaraan onderwerp. Om te bid, laat u wil geskied, beteken daarom, Here, ek vertrou u wysheid meer as my eie, u insig meer as my eie, soos die Spreuke wyse ook sê, nee. Here, ek gee beheer oor, Here, u doelplan is vir my belangriker as my eie planne voorkeure. Ja, want baie keer bid ons mos vir die Here se leiding, ons bid daarom, en dan wanneer hy dit gee, weerstaan ons dit. Volg ons dit nie, nee. Gee ons onsself nie oor aan hierdie leiding nie. Maar God se wil word nie net ontdek en geken nie. Dit moet gehoorsaam word. Ek moet myself ook daaraan oorgee. Dit begin daarby. Die tweede nota. God se wil is nie 'n geheimenis nie. Dit is 'n lewenswyse. Mense praat of ons dink dikwels oor God se wil slegs in terme van groot besluite wat ons moet neem. Ons beroepskeuse, die keuse van my huweliksmaat, die lewenskeuse soos verhuising, moet ek nou my huis verkoop of nie, of ek wonder wat God se wil is vir my studierigting nadat ek klaar is met skool, groot besluite, lewensbesluite wat ek moet neem. Maar die skrif praat heel eerste, wanneer jy dink oor die wil van God, praat die skrif heel eerste oor die soort mense wat God wil hê ons moet wees. En dan sluit God se geopenbaarde wil in, dat ons heilig moet lewe, dat ons moet vergewe, dat ons liefde moet wys, geregtigheid moet beoefen, nederig moet wees, dankbaar moet wees, gehoorsaam moet wees. Dit is die wil van God. Ja, ek dink dit is sommer vinnig aan 1 Tessalonisense 4:3, want dit is God se wil dat jy heilig moet leef. Micha 6:8, hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is, wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, en om nederig die pad saam met jou God te loop. In die hele Matteus Evangelie, waar die Onse Vader gebed vir ons opgeteken is met hierdie spesifieke bede, ja, ek sê nou spesifieke bede, want interessant, jy sal nou agterkom dat Lukas nie hierdie bede opgeneem het nie. Lukas bid nie, laat u wil geskied nie. Dis net Matteus wat Jesus so laat bid. Maar in die hele evangelie van Matteus speel die wil van die Vader 'n baie belangrike rol, deurgangs. En wat die inhoud van hierdie wil van die Vader behels, word dan deur die hele evangelie stap vir stap aan ons blootgelê. Matteus sou sê, wel onder andere is dit navolging van Jesus ten spyte van vervolging. Die wil van die Vader is gehoorsaamheid aan die radikale wet van God. Die wil van God is diens aan die koninkryk en die broers en susters van die gemeente. En uiteindelik die konkrete liefdesbetoon, ja, veral aan hulle wat ly, wat nood het. Die armes, die gevangenes, die lydenis, en daarin aan Jesus self. Soos ek nou ook al die afgelope week uitgewys het, is hierdie gebed te gelykertyd 'n beroep daarom op God om iets te doen, en 'n pleit dat die bidders in staat gestel sal word om ook iets te doen. Ten diepste dat die Vader self sy wil sal laat geskied in die tyd, in die geskiedenis, in ons alledaagse lewe elke dag, konkreet,
maar veral dan ook in die vernuwing van alle dinge. Terselfdertyd ook 'n gebed dat die Vader, die bidder, die krag sal gee om sy wil getrou te gehoorsaam. Sommige net ook so 'n loopse opmerking. Interessant dat die Matteus Evangelie nooit praat van die wil van God nie, maar deurgaans praat van die wil van die Vader. Dit is ook nie toevallig nie, dink ek. 'n Mens kan hieruit aflei dat dit nie gaan om 'n abstrakte, onbekende, verborge, vreemde of 'n dreigende wil nie, maar om die wil van die goeie Vader van ons Here Jesus Christus, Abba, geopenbaar in Jesus as 'n genadige, goeie wil tot ons seën, tot die redding van mense. Dit is byvoorbeeld veral duidelik uit die aangrypende Getsemane gedeelte, die Getsemane gebed, waar Jesus daar in die tuin bid, dat die wil van sy Vader eerder as sy eie moet geskied. Dit gaan om die Vader se goeie wil, sy heilswil. Ja, soms wil ons sê, God moet die toekoms aan ons openbaar, sy wil in die toekoms, terwyl ons die opdrag vir vandag, die gehoorsaamheid van vandag ignoreer. Die derde opmerking oor die wil. Jesus self, het ek ook nou eintlik al aangeraak, het self hierdie gebed, hierdie bede gedemonstreer, uitgeleef. Veral sigbaar geword daar in die tuin van Getsemane. Ons lees daarvan ook in Lukas 22. Daar in die tuin waar Jesus bid dat die Vader tog hierdie groot lydensbeker van hom moet wegneem, hierdie lydenspad. Maar dan nogtans nie my wil nie, maar u wil moet geskied. Jesus nie net gehoorsaam wanneer dit maklik was nie. Hy was gehoorsaam aan die wil van die Vader deur lyding, deur verwerping, deur die kruis heen. Wat beteken dit vir my en jou? God se wil is nie altyd maklik om te doen of te gehoorsaam nie, maar dit eindig altyd in verlossing. God se wil is goed vir my en jou. Dit is altyd vir my en jou die beste. Die vierde nota. Laat die wil geskied beteken dat hemel en aarde by mekaar kom. Jesus leer bid ons soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die hemel is die plek waar God se wil met vreugde, volmaak en sonder weerstand gehoorsaam word. Daar waar ek en jy gehoorsaam leef, soos Jesus leef en liefhet, daar breek die hemel op die aarde deur. Daar is dit die hemel op aarde. Ja, hierdie is een moontlike verklaring of verstaan van hierdie uitbreiding soos in die hemel, so ook op die aarde. Die hemel word 'n punt van vergelyking, né? Maar ek wil ook vanoggend wys op 'n alternatiewe moontlikheid van verstaan van hierdie uitdrukking. Van ons belang is die verhouding tussen hemel en aarde wat in Matteus 'n deurlopende motief is. Ons vind dit eintlik net in Matteus, dit is nogal interessant, hierdie verbinding in die hemel en op die aarde kom in die evangelies net by Matteus voor. Die belangrike punt is dat daar in Jesus en daarom in sy kerk 'n nuwe verbinding tussen hemel en aarde tot stand gebring is. Wat daar geld, moet hier geld. Dit is die wil van die Vader. En dit op grond van die feit dat Jesus sowel daar as hier met mag regeer. Nou net nog so 'n bietjie agtergrond om dit nog meer te probeer velder. Dat God sy wil uitvoer is duidelik. God voer altyd sy wil uit. En dat hy sy wil uitvoer, so het die Jode ook verstaan wanneer hulle gebid het. Ons sien dit byvoorbeeld in hierdie gebed wat ook hierdie week aangaan, die bekende Kaddish gebed van die Joodse bidders. Die Joodse bidders het hulle self daagliks daaraan herinner dat God die wêreld, hemel en aarde, geskep het volgens sy wil. God het dit gewil en hy het dit so geskep. En hierdie Joodse koneksie tussen God se wil en die skepping is ook deur die kerk oorgeerf. Ons sien dit byvoorbeeld in daai baie mooi lied in Openbaring 4 vers 11 wat sing,
U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. God se wil is verbind met sy skepping. En die vermelding van hemel en aarde in die Onse Vader gebed sou dadelik gedagtes vir die Joodse bidders laat opskiet het rondom die skepping. Wanneer hulle dit nou hoor, dan dink hulle dadelik aan wat met die skepping gebeur het. En omdat God na sy skepping kon kyk en sê dit is goed, het die Jode na die skepping begin kyk as 'n soort analogie vir al God se handelinge. Wat hy ook al doen, is goed. En daarom 'n ander manier van dink oor hierdie versoek, wat 'n mens kan oorweeg, as veronderstel word dat die wil van God gedoen word by die skep van hemel en aarde, dan kan 'n mens nou hierdie versoek ook soos volg vertaal. Mag U wil geskied soos dit gebeur het, toe hemel en aarde gereageer het op God se bevel om tot stand te kom by die skepping. Ek het dit nou so 'n bietjie verduidelik ook terwyl ek dit uitbrei, nê. Mag U wil geskied soos dit gebeur het toe hemel en aarde gereageer het op God se bevel om tot stand te kom by die skepping. Of in my eie parafrasering, mag U wil Here uitspeel met U goeie skepping. God het 'n goeie plan vir sy skepping. God het 'n goeie doel en droom vir sy skepping. En hierdie bede sê eintlik, Here, ons bid daarvoor dat U goeie plan uitspeel met U goeie skepping. Dit wil sê hemel en aarde staan nie teenoor mekaar nie. Word nie met mekaar vergelyk nie, maar dit dien as 'n verwysing na die ontplooiing van God se volmaakte wil, soos met die skepping, toe hy die hemel en die aarde geskep het. Nou ook in aansluiting hierby, om dit ook te ondersteun, hierdie vertaling, lees en sê, baie slim ouens, hulle sê, dat hierdie bede, dat God sy koninkryk moet laat kom. Wanneer die Jode dit gebid het, het hulle verwag dat in die messiaanse era, die Messias en sy heiliges, die mag sal hê om hemel en aarde te beveel om hulle te gehoorsaam. Kom ek sê dit net weer, want dit is nogal groot. Hulle verwag in die messiaanse era sal die Messias en sy heiliges die mag ontvang om hemel en aarde te beveel om hulle te gehoorsaam. So hierdie bede dat God se wil moet geskied sou dan deur die disippels verstaan word as 'n kragtige uitspraak van gesag. Ek dink sommer half terug as ek nou daaraan dink, aan wat ons bid as ons dit bid. 'n Kragtige uitspraak van gesag wat ook aan hulle toegeken is. God sê, julle kan dit maar bid. Julle kan hemel en aarde beveel in my naam. Mensdom. Uiteindelik nog 'n versoek dat God se koninkryk ten volle vervul word, dat God se verlossingswerk voltooi sal word wat hy alreeds in Jesus se bediening begin het. Dit is groot. Mag U goeie doel met die skepping uitspeel, soos wat ons nou voortleef. Kom ons ondersoek onsself in die lig van hierdie bogenoemde, word God se wil sigbaar in my woorde? Speel God se doel uit met die wêreld wanneer ek praat? In my verhoudings, in die hantering van my finansies, in die manier waarop ek vergewe, in die manier waarop ek werk, my werknemers hanteer, my tyd bestee en bestuur. Word God se goeie plan met die skepping daardeur duidelik. 5de nota. God se wil vra daarom daagliks dat ek sal sterwe aan myself. Laat die wil geskied is nie 'n eenmalige besluit of oorgawe nie. Jesus verbind disippelskap met selfverloning, om elke dag jou kruis op te neem en hom te volg. Lukas 9 vers 23. Dit vra daarom dat ek elke dag sal kies tussen my eie wil of God se wil, beheer of vertroue, gemak of gehoorsaamheid. Ons kan nog lekker daaroor in die klein groepe verder gesels, dat mense ook seker maak dat jy verstaan wat jy daarmee bedoel, nê. Ek wil ook net vinnig ietsie sê oor die misverstande rondom hierdie gebed.
Veral 2 misverstande. Een misverstand is dat ons hierdie gebed, dat ons dit so hoor, dat hierdie gebed ons wil leer om ons eenvoudig willoos te buig voor die grille van die noodlot, die onbekende, die vreemde magte wat beskik oor alles wat gebeur. Om maar te berus, om maar te aanvaar, om maar tevrede te wees, om ons tog nie te vergeefs te verset teen wat oor ons beskik is en wat met ons gebeur nie. Nou dis te verstaan dat 'n mens hierdie geneigtheid, dit is so universeel, dit is so tydloos, nee, want dit help mense om klaar te kom met die grootste vrae wat ons het. Ons verliese, ons pyn, ons probleme, onreg. Dit gee my 'n soort van 'n uitweg, nee, berusting. Maar dis ook hierdie tipe lewenshouding wat mense leer om die wil van God te vereenselwig met wat hulle op die oomblik rondom hulle sien gebeur. Om te sien dit wat nou gebeur is God se wil. Jy kan nie dit altyd sê nie. Nee. Die status quo. Dis maar die wil van die een daarbo, sal sulke mense sê, hy weet die beste. Maar so 'n houding lei tot fatalisme, waar mense passief word en gelate alles aanvaar, soveel so dat hulle hoop en verwagting van God se wil en die koninkryk van God, hulle nie inspireer tot dade van vernuwing en transformasie en verset nie. En dit is tog nie hoe ons God se, die Vader se wil kan interpreteer nie. Hoe kon gelowiges Paulus se beskrywing van alles wat teen ons is, maar God wat vir ons is, so verstaan? Nee, ons kan dit nie so verstaan nie. 'n ander misverstand berus daarop dat gelowiges onder die indruk dat die Vader se wil nie hier in die wêreld geskied nie, wil ingryp en hulle eie wil, soms tot elke prys en ten alle koste wil deurvoer, omdat hulle eie wil vereenselwig met God se wil. 'n Mens kan maar net dink aan die verskriklikste oorloë, die kruistogte, wat so in die naam van God gevoer is. Hoe mense onder druk verslaaf is. Die mens om sy geskiedenis, ons eie geskiedenis behoort ons te maan en te lei tot beskeidenheid. Maar jy weet, is dit ook baie duidelik dat die eintlike probleem vir my en jou, so skryf die Dominee Dietrich Bonhoeffer, hy sê, die eintlike probleem vir my en jou is dikwels geleë in hierdie mespuntverhouding van verset en oorgawe. Die vraag is nou, wanneer moet ek my verset en wanneer moet ek berus en oorgee? En dan sê Bonhoeffer, dit vra van ons 'n soepele afhanklikheid van God. Ons kan 'n bietjie daaroor dink ook wat dit beteken. 'n Soepele afhanklikheid van God. Die lewe in die geloof benodig die gawe van die onderskeiding van die Gees. As ek bid dat die wil van God sal geskied en ek moet daaraan onderwerp, dat ek terselfdertyd ook sal sê, Here, wys my om te onderskei, waar moet ek verset, waar moet ek opstaan, waar moet ek terugstaan, waar moet ek berus. Laaste nota. Laat die wil geskied lei tot ware vryheid. Paradoksaal is oorgawe aan God nie slawerny nie, maar vryheid. Mens kan nou dink, as jy onderwerp aan die wil van God, dan maak jy van jouself 'n slaaf. Nee, die getuienis van die skrif ook, jy word eintlik vry. Want ons is geskep vir God se wil, om God se wil te gehoorsaam. Sonde verwring ons, dit breek ons stikkend. Gehoorsaamheid herstel ons, gehoorsaamheid aan die Vader se wil. Die veiligste plek in die lewe is nie waar alles maklik is en ek beskerm voel nie, maar juis daar waar ek binne die wil van God leef. Ek onthou so 'n paar jaar gelede, ek was nog 'n baie jong man. Ek het nog nie kinders gehad nie. Toe gaan ek en ek smokkel Bybels in daar in 'n land wat vervolgde land. Gevaarlik. Maar ek waag, dit is 'n avontuur. Ek sien dit so. Nee. En toe sê iemand vir my, Johan, jy moet nou 'n gebedskalender opstel, want ek wil hê ek en 'n klomp ander wil vir jou bid. En dan skryf jy onder in daai gebedskalender: die gevaarlikste plek in die wêreld is die veiligste plek wanneer jy binne God se wil is.
Dit maak nie saak waar jy is, die gevaarlikste plek op hierdie aarde. Maar as dit is waar jy moet wees, omdat dit die Vader se wil is dit die veiligste plek waar jy kan wees. Origenes, die derde Jesu kerkvader, het van hierdie gebed gesê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Hy sê, as die wil van God op aarde gedoen word, soos in die hemel, sou die aarde nie langer aarde gewees het nie. Maar sou ons almal in die hemel gewees het. Hemel is waar die wil van God gebeur. En omgekeerd het C.S. Lewis, die skrywer, gesê, die wese van die hel is ten diepste niks anders nie, as dat ons onophoudelik ons eie wil soek. En dit geskied. Hel is, dat God ons sou oorgee aan ons eie wil, en sê, nou goed, doen dit, en dra die gevolge. En alle gevolge van ons eie wil, sluit altyd 'n stukkie vloek en hel in, vir onsself, maar ook vir ander. Daarom bid ons, laat U wil geskied, Vader. En laat ek dit as 'n leefwyse eien. Laat dit my lewe kenmerk, my leefstyl kenmerk, deurdat gehoorsaamheid aan U daagliks word, my oorgawe vreugdevol word, my oorgawe aan U, en Jesus se begeertes groter word as my eie. Amen. Kom ons reflekteer net in stil gebed so 'n oombliekie oor dit wat ons gehoor het vanoggend. Soms is God se wil vir 'n mens baie duidelik en eintlik voor die hand liggend, maar soms is dit moeiliker om presies te weet. Dink 'n bietjie na oor hoe jy hieroor duidelikheid of leiding gaan kry in die toekoms. Vra die Here vir onderskeiding. Gebed gaan nie net daaroor dat ek met God moet praat nie. Gebed en gesprek met God gaan ook daaroor dat ek baie keer net moet luister. En in die soeke na 'n oorgawe aan God se wil is die belangrikste dinamika waarskynlik stil wees en luister. Toe iemand een keer vermoed het Teresa gevra het wat sy doen as sy bid, was haar antwoord, ek luister gewoonlik. En die persoon vra toe, wat sê God dan vir jou? Waarop sy antwoord, hy luister gewoonlik. 1 Johannes 5 vers 14, dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, hy na ons luister. As ons dan met die wete leef dat hy na ons luister, na wat ons ook al vra, weet ons ook dat hy die versoek wat ons gevra het toestaan. Hemelse Vader, leer my om U wil bo my eie begeertes te soek. Gee my onderskeidingsvermoë om U stem te herken te midde van die geraas en afleidings van die lewe. Skenk my 'n nederige, gehoorsame hart wat gewillig is om U te volg. Ja, selfs wanneer die pad moeilik of onduidelik is. Mag U Gees my gedagtes en woorde en dade lei, sodat my lewe eer aan U naam kan bring. Nie my wil nie, maar U wil geskied, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag I would like to invite our guests to the table, communion table, please come join me. Dani, kom saam asseblief. En dan wil ek net doodseker maak, het almal die tekens ontvang, kan ek net seker maak, het almal wyn ontvang. Is daar enige een wat dalk nie wyn gekry het nie? Ek weet daar's iemand wat die beker gaan gebruik. Dit lyk my almal net, en brood, is daar enige iemand wat sy broodjie dalk per ongeluk ingesluk het of laat val het? Het gebeur baie maklik. Please join me, come sit with me.
Geliefdes in die Here Jesus, met die nagmaal het ons die voorreg om 'n ete saam te eet. 'n Klein ete wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Ons het die voorreg om saam met God te eet, uit God se hand te eet, want hy is die gasheer. Jy word vandag weer na hierdie tafel genooi. Nie oor jou waarde of jou status nie, of oor jou geld of jou besittings nie, jou prestasies of jou ideale nie, nie jou godsdienstigheid of goeie werk nie, maar omdat God die God is wat uitreik na jou om vandag en elke dag van jou lewe by hom aan sy tafel te kom eet. En as jy hier kom aansit, bely jy dat jy hom met jou hele lewe vertrou, dat jy met albei hande aan hom vashou, met al twee oë na hom kyk, dat jy in alle omstandighede alles van God verwag. Dit is om God alleen toe te laat om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Dit is om 'n hart te hê wat nie verdeel is nie. Elkeen van ons moet onsself daarom nou op hierdie punt toets. Waarop sit ek my hart? Waarop sit ek my hart? Waarop verloor ek dit anders as op God alleen? God maak aanspraak op jou hart en jou verstand, op jou liggaam, op jou planne, op jou tyd, op jou lewe, op al jou besittings, op jou gesin. God is nie skaam om jou aan sy tafel te hê nie. Dit is die ewige wonder van God. Ons het nie reg op hierdie ete nie, maar God begeer jou teenwoordigheid. Hy wil dat jy sy gasvryheid sal beproef, sy aanbod van lewe en die offer van sy seun. Daarom mag jy aansit vir die ete en uit sy hand eet. Kom ons bid saam. Here, U is die ewige drie-enige God. U is ons tafel, U is ons voedsel en U bedien vir ons die voedsel. U ewige Vader, die Lam, U enige gebore Seun vir ons aangebied as offer. U Jesus Christus is vir ons die kosbare voedsel wat U ons leer, voed ons met kennis van die Vader se wil. In hierdie sakrament kom ontvang ons U en dit versterk ons terwyl ons as pelgrims en vreemdelinge deur hierdie wêreld gaan. U Heilige Gees bedien vir ons die voedsel sodat ons kan glo. U deel ons die kennis van U liefde mee. U verlig ons verstand. U inspireer ons om God te dien. U gee ons liefde vir ons medemens. En as U ons so oorvloedig gevoed het, dring U ons om die verlossing in Christus aan die hele wêreld om ons te bedien. Laat U naam verheerlik word. Dankie vir hierdie brood en wyn. Kom ons bid dit nou saam hardop as jy die vrymoedigheid het. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Terwyl hulle geëet het, het Jesus die brood geneem en het gebreek en gesê, nadat hy God gedank en geloof het, neem eet. Dit is my liggaam wat gebreek is as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Toe het hy die beker van danksegging geneem en gesê, drink almal hieruit, want dit is my bloed van die nuwe verbond,
wat so baie gestort is vir die vergifnis van al ons sondes. Neem, drink almal daarvan en glo dat sy bloed gestort is vir ons tot volkome versoening van al ons sonde. Indien jy daar in jou wy dalk iemand wil gaan bedien, ook met die tekens, dan is jy welkom ook na die tyd hier by die tafel so 'n pakkie te kom neem, maar moet dit asseblief nie net gaan neersit nie. Wanneer jy dit saamneem, moet jy asseblief iemand daarmee gaan bedien. As jy gedagte van die tafel afneem en gaan deel iets van dit wat jy beleef het in die erediens en bedien die genadetekens van ons Here Jesus. Kom ons buig ons hoofde vir 'n dankgebed. Here ons God, ons loof U as skepper van hemel en aarde. Ons loof U want U is die gewer van alle goeie gawes. Ons loof U want U is lig en daar's geen duisternis in U nie. Dankie Jesus vir U ontferming. Dit is U eenmalige offer wat ons aan hierdie tafel gedenk. Dit is krag, die krag van U onvernietigbare lewe waaroor ons sing en bly is. Dit is U koms in heerlikheid waarvoor ons wag. Alle lof en eer behoort aan U, nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan sluit met 'n slotlied en daarna wil ek vra dat julle net weer so 'n oombliekie gaan sit. Die koor gaan vir ons eintlik die seënbede sing vanoggend waarmee ons uitgestuur word. Ek gaan net daarna, nadat die koor gesing het, ook nog die seënbede bid, sodat jy net so vir die oombliekie sit nadat ons die slotlied gesing het. En dan sal ons die koor kans gee om vir ons te sing. Baie dankie. Kom ons staan, dan sing ons die slotlied.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.